Load shedding. Ons kan 'n boek daaroor skrywe. Wie het gisterand load shedding gehad? Ek het ook. Vanoggend moes ek, gelukkig is die geyser 'n solar geyser, so ek het warm water gehad, maar kon nie my hare droog maak nie, so ek het bietjie swaar gekry. Algehele duisternis word nooit vereenselwig met positiewe emosies nie. Load shedding is 'n pyn in die nek. En wanneer dit gebeur, veral in die nag, waar jy jouself ook al bevind, en dit al met my gebeur, skielik weet ek nie, waar is my flits? Waar is my selfoon, dat ek kan 'n liggie aansit? En in die proses om hom te kry, loop ek myself dusnis teen die koffietafel, of een of ander ding wat aan my pad is. Absoluut onaangenaam. Dis simbolies van mense se geestelike lewens. Geestelike duisternis. Ons is almal daarin gebore, in geestelike duisternis. Aan die ander woorde, permanente load shedding. Tot die dag wat Christus in ons lewens instap en die spreekwoordelike lig kom aanskakel. Efesiërs 5 vers 8. Vroeër, sê Paulus, vroeër was julle die ene duisternis. Almal van ons het daai verlede. Jesaja 42 vers 4, profesie oor die Messias. Dis God wat praat oor sy seun. Ek die Here het u geroep in geregtigheid. Ek vat u hand en gee u as 'n lig van die nasies. Hoekom 'n lig? Om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes, diegene wat in duisternis sit. Ek kan nog goed onthou my duisternis. Ja, in 'n kerk groot geword, godsdienstig en vroom, gereeld Bybel gelees en gebid, niks verkeerd gedoen nie, maar ek was in geestelike duisternis. Die tragedie was in my geval, ek het dit nie besef nie. Ek het gedog ek is okay. Ek glo in God. Ek bid dan, ek kan Johannes 3 vers 16 quoteer en Psalm 23. Ek ken nie ons Vader. Geestelike duisternis. Jesaja 9 vers 1 sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. En dis te wonderlik hoe God in die Ou Testament begin al om 'n belofte op belofte te gee, om te sê, daar's hoop vir jou. Daar's 'n oplossing vir jou, daar's 'n antwoord op jou geestelike krisis, wat jy en ek mee gebore is. 'n donker prentjie met 'n wonderlike boodskap van hoop. In Johannes 8 vers 12 sê Jesus, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nie wonderlik nie? Ons hoef nie in duisternis te bly nie, ons hoef nie in duisternis te leef nie of te wandel nie. Johannes 1 vers 4 en verder, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons praat hier van geestelike duisternis nou, vriende. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Elkeen kry 'n kans om van daardie duisternis ontslae te raak. Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van Christus het aan alle mense verskyn. God praat met jou en met my op verskillende maniere, deur verskillende mense, op verskillende metodes, maar elkeen van ons wat vanmôre hier sit, en elkeen in die wêreld, by die 9 biljoen mense, kry 'n kans om met God te ontmoet. Die Bybel sê dit. En die Heilige Gees het net 'n manier om met ons te werk, of dit nou deur die woord van God is, of deur drome, of deur iemand se getuienis, of iets wat ons lees, of iets wat ons op YouTube kyk, of wat die geval mag wees. God praat met almal. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. Maar ek en jy het 'n vrye wil, en ons maak die besluit of ek daardie lig wil toelaat in my lewe of nie. 24 Oktober 1965 het ek my hart vir God oopgemaak, en sy lig het in my duister, donker gemoed ingeskyn en my hele lewe verander. Jesus het gekom om te soek en te red die wat
verlore is en in duisternis is. En hy het my gevind daardie dag. Johannes 9 vers 1 en vers 5. En toe Jesus verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. Ek het geen idee wat dit is om blind te wees nie, maar dis fisiese duisternis. Iemand wat blind gebore is, geen idee hoe lyk 'n roos nie, geen idee hoe lyk 'n sonsopgang, die sterre, die berge, 'n waterval, alle geliefdes nie, geestelike, fisiese duisternis. Toe sien 'n man wat blind was van geboorte af, toe sê Jesus hierdie woorde, dis nou in hierdie konteks wat hy praat, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Hoekom praat hy oor lig, terwyl hy met 'n blinde man praat? En in die teenwoordigheid van 'n blinde man is. Want hy het geweet, die grootste behoefte wat hierdie man het, is nie sy fisiese blindheid nie, maar sy geestelike blindheid. Ons kan so behep wees met ons liggame en ons fisiese probleme, dan raak ons onverskillig en onverantwoordelik as dit kom by ons geestelike lewe. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En toe genees hy die blinde man. Gaan lees dit maar daar in Johannes 9. En hierdie man se fisiese duisternis het verdwyn en kort daarna is hy in die tempel en hy's in gesprek met die fariseërs en die skrifgeleerdes wat hom nou uitvra en sê, wat het met jou gebeur? En hy vertel, nee, daar het 'n man gekom en hy het my genees. En toe glo hulle hom nie. Toe laat roep hulle sy ouers. Sê, is jou kind, julle kind hier? Ja. Is jou kind blind gebore? Ja. Nou wat het met jou kind gebeur? Nee, sê hulle, ons weet nie. En hy vra vir die tweede keer vir hierdie man, vertel ons wat het met jou gebeur. En hy's in 'n argument met hulle gewikkel en hy sê, ek weet nie, ek was blind. Dit weet ek, maar nou kan ek sien. En toe sê hy, hoekom vra julle my weer? Wil julle ook kon hom glo en een van sy disippels word? Hy was so 'n bietjie sarkasties geweest. Ek love daai man. As ek in die hemel kom, wil ek bietjie met hom gaan op sy skouer klop en sê, jy's 'n rolmodel. En toe verban hulle hom, gaan lees dit daar in Johannes 9, toe verban hulle hom uit die tempel uit. En toe kom Jesus weer op hom af. En Jesus sê vir hom, glo jy in die Seun van die mens? En hy sê, wie is dit, Here, dat ek aan hom kan glo? En hy sê, dit is ek wat met jou spreek. En sy woorde was, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. Daar verdwyn sy geestelike duisternis. 'n Dubbele wonderwerk, fisies gesond en geestelik nog belangriker. Uit die gevangenis van duisternis is hy vrygestel. Hy glo in die Here en hy het hom aanbid. Micha verduidelik die proses in Micha 7 vers 8 en 9 en verder. Hy sê, al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. Ek het teen hom gesondig. Daar sê, dis wat duisternis beteken, ek is in sonde. Hy sal my uitlei in die lig. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe? Hy hou nie die toorn vir ewig vas nie. Hy sal hom weer oor ons ontferm. U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Wat 'n wonderlike belofte. Al ons sondes in die diepte van die see werp. Hy sal my uitlei in die lig, my ongeregtigheid vergewe. Ek het Efesiërs 5 vers 8 gekwoteer en ek het hom nie klaar gekwoteer nie, maar hoor wat sê hy. Paulus sê, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Vriende, ek en jy kan nie sê ons is kinders van God en hy het my siel gered en ek is wedergebore en môre vloek ek saam met hulle en oormôre vertel ek vuil grappe saam met hulle en die dag daarna kyk ek ander pad as daar gesteel word by die werk en oneerlike goed gedoen word nie. Ons is die lig van die wêreld. Saam met Christus. Ons kan nie dubbele standaarde hê nie. Ons is kinders, ons was kinders van die duisternis, nou is ons kinders van die lig. Ons moet leef soos kinders van die lig. 2 Korintiërs 4 vers 6, Stefan Joubert se boodskap. Hy sê, God het heel aan die begin gesê in Genesis, laat daar lig wees. Laat die donker verdwyn. Dieselfde God wat dit gesê het ook op 'n dag my lewe nuut gemaak.
Hy het met sy helder lig in my donker lewe kom skyn. Is dit waar van jou? Kan jy met in jou hart sê, dank die Here, ek onthou, en aan God werk verskillend met ons. Vir my was 'n krisisondervinding. In een oomblik het God 'n wonderwerk gedoen. Ander mense loop 'n proses met God, voordat daai sekerheid kom, dat jy God se kind is, en dat hy jou vergewe het, en dat jy wedergebore is. Maar jy weet, of jy die lig van God in jou hart het of nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê mos, dat wanneer ek tot bekering kom, is ek 'n nuwe skepsel, die ou dinge, die duister dinge het verbygegaan, alles het nuut geword, lig geword. As lig arriveer, verdwyn duisternis. Duisternis is die afwesigheid van lig. Sit daai lig nou net daar af, en dan skielik is hier stikdonker die binnekant. Sit die lig aan en skielik is die duisternis weg. Duisternis is die afwesigheid van lig. En Jesus se woorde, ek is die lig van die wêreld. En ek is die lig van Rudy Booyens, en van Nols, en Leila, en Christian, en Linda, en Susan, en wat jou naam ook al is. Terug na Jesaja 42 vers 16. Hy sê, ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. Geestelike blindes. Hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Dis 'n avontuur as jy God begin dien. Jy weet nie wat wag vir jou nie. En moet mooi verstaan, as jy kind van die Here word, dis nie vir sissies bedoel nie. Dis 'n dapper lewe. Dis 'n dapper lewe. Jy swem teen die stroom op, soos 'n vis. Stap partykeer op 'n pad wat vir ons onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit. En partykeer lyk die toekoms donker, nê? Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit, en die hobbelagtige plek is gelyktes. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalat nie. 1 Tessalonisense 5 vers 4, Paulus sê in die gemeente, maar julle is nie in duisternis nie, julle is kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Nou vriende, kyk wat doen God. Kolossense 1 vers 13, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, naamlik die vergewing van ons sondes. Nou vir my as predikant is daar niks wonderliker en meer spesiaal as wanneer ek met iemand gesels wat vir my sê, oom Rudy, ek het nie die sekerheid dat ek 'n kind van die Here is nie. Daar's sonde in my lewe. Ek moet gered word. Ek wil wedergebore word. Kan jy my help? Nou vriende, die vreugde om 'n sondaar te vat en om aan Jesus voor te stel en die Bybel te gebruik om van hom vir haar te verduidelik, wat moet jy doen om daai sekerheid te kry? Jy moet jou sonde erken. Jy moet bely met berou. Die Bybel sê dat as jy dit doen, sal God jou die sondes vergewe, omdat Jesus in jou en my plek gesterf het. En ons is nou aan hierdie tafel sit, wat almal van julle aan mag deelneem, of jy lid van die gemeente is of nie, enigeen is welkom, dan herdenk ons dat sy bloed het vir ons gevloei, sodat ons die sekerheid kan hê, dat ons sy kinders is. Twee Korintiërs 4 vers 6. God het heel aan die begin gesê, laat daar lig wees, laat die donker verdwyn. Ek het dit net gekwoteer. Dis dieselfde God wat dit gesê het op die dag toe hy my lewe nuut gemaak het, en joune ook. Hy het met sy helder lig in my donker lewe kom skyn. Jesaja 60 vers 1. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Wanneer ek en jy ons lewe vir Christus gee, dan stap jy terug in jou huis in, of in die werk in, of op universiteit, of in jou skool, of waar jy ook al is, as 'n nuwe mens,
Waar jy voorheen 'n duister gemoed gehad het, is daar nou lig in jou gemoed. Waar jy voorheen duister dinge gedoen het, doen jy nou die dinge van die lig. Praat jy oor die dinge van die lig. Jy's anders. Totaal. Kyk wat is die gevolg. Nasies sal trek na jou lig. Mense sal sê, "Jo, jy het iets wat ek nie het nie. Ek wil hê wat jy het." Maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig en God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig en jou volk sal almal regverdiges wees. As lote deur my geplant, 'n werk van my hande tot my verheerliking. Daar's 'n vers, ek het hom gaan soek en ek kon hom nie lekker kry nie, weens die load shedding, het my wifi nie lekker gewerk nie. En daai vers in die Ou Testament sê, en 10 mense sal na julle toe kom, julle wat nou kinders van God is, en sê, ons wil saam met julle gaan, want God is met julle. Ek wil saam met jou gaan, want ek sien die Here is in jou lewe. Jy's anders, totaal anders. So wat adverteer ek en jy, vriende, wanneer ons gewone sake doen daar buitekant? Wat sien hulle in jou en my? Trek ons lewe hulle aan of stoot ons lewe hulle af? Trek ons lewe hulle nader aan Jesus of gebeur die teenoorgestelde? Spreuke 4 vers 18, die pad van die regverdige, dis die kinders van God, is soos die lig van die môreglans, soos wanneer die son opkom, wat al helderder word tot die volle dag toe. Ek en jy groei, ons lig word sterker. En sterker, en helderder. Is dit nie wonderlik nie? God wil jou en my gebruik, dat ons 'n groter impak maak as ooit, daar waar hy ons geplaas het. Jesus het vir sy disippels gesê in Johannes 15 vers 16, ek het julle aangestel, om uit te gaan, en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. En God praat van 'n vrugbare lewe. Nou in die week, jy's hierdie week, het ek begin dink en vir myself gesê, Rudy, ek dink jy kan bietjie vrugbaarder wees. Jy's nou afgetree en jy het nou baie meer tyd, so jy kan seker meer vir die Here doen as wat jy nou doen. Regtig so 'n gesprek met myself gehad. En dit het my gevoel, ek het beleef dat ek het dalk bietjie spoed verloor. Ja, ek preek taamlik baie, preek in ander kerke. Bid vir my, ek preek volgende Sondag in NG Oranjewil. Ek was nog nooit daar gewees nie en dat die Here my sal gebruik. Ek doen Saterdag 'n begrafnis daar ook. Maar terug na my denke oor myself. Tipies ons westerlinge, ons is so taakgeoriënteerd en produksie georiënteerd dat ons dink ons moet aksie hê, werk, gaan nie die hele tyd besig en dis 'n produktiewe lewe. En die duiwel kom baie keer en sit hy langs ons en sê, ja, maar jy nog bietjie vinniger hardloop, né? Jy moet nog bietjie looi op jou vrk kry. Jy doen nog te min vir die Here. Klaar jy ook so aan? Natuurlik doen hy dit. En terwyl ek hieroor dink, kom die Heilige Gees en hy so getrou en hy plaas 'n gedagte in my hart om die mense se name in my joernaal neer te skryf, mense wat ek bevriend, mense na wie ek van tyd tot tyd luister, mense wie ek mentor, mense wie ek disipel, mense vir wie ek bid, mense teenoor wie ek getuig, mense wat ek op een of ander manier help van tyd tot tyd. En toe begin ek hulle name neerskryf. Hoeveel name dink jy het ek neergeskryf? Nie 10 nie, nie 20 nie, nie 30 nie, baie meer. Jy sê, breek jy? Nee. Ek was verstom, ek getuig vanmôre. Ek was verstom toe ek die lysie voltooi. Ek gaan jou nie die getal gee nie, want dit sal jou asem wegslaan. Maar nou wil ek jou uitdaag. Gaan jy nou en doen dieselfde wat ek gedoen het en vra die Heilige Gees om jou te help onthou en te dink aan watter mense maak jy 'n impak op? Watter mense bemoedig jy? Vir wie jy bid? Vir wie jy help? Vir wie jy 'n klankbord is en net na hulle luister? Vir wie jy bemoedig? Teenoor wie jy getuig? En wanneer jy daai klomp name neergeskryf het, moet jy kan sê,
Wow, Here, lyk my U gebruik my meer as wat ek gedink het. My lig skyn helderder as wat ek gedink het. Ek is vrugbaarder as wat die duiwel vir my gesê het. Want ons kan onsself regtig so veroordeel en kritiseer, dat ons het nie eens die duiwel nodig om ons aan te kla nie. 1 Petrus 2 vers 9, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Wat moet ons doen? Verkondig dat hy het my uit die duisternis gebring in sy wonderlike lig. Aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So jou en my eerste taak en opdrag is om te vertel, te getuig, op ons eenvoudige manier, wat die Here vir ons gedoen het, en wat hy vir ons beteken. Miskien vra hy vanmôre, hoe word ek 'n getuie? Predikant het eendag hierdie vraag geantwoord en vir iemand wat hom gevra het, hoe word ek getuie? Toe sê jy getuig al reeds. Die vraag is egter, watter soort getuie is jy? Ek getuig met dit wat ek vertel oor wat God vir my gedoen het, of oor dit wat ek nie vertel nie. Dis waar die duiwel ons wil kry, dat ons nie praat nie. Dat ons nie getuig nie. Ons kry geleentheid na geleentheid na geleentheid om eer aan God te bring en ons bly stil, want ons dink, ag, net hoe gee ek aanstoot. Net hoe is die persoon dalk nie 'n Christen nie. Net hoe word ek gekritiseer. Hier by die werk praat ons mos nie godsdiens nie. Ons getuig reeds deur ons stil sweye of deur verbaal eer aan God te bring. As ek en jy en kinders van God is en jy wil vra wat is jou doel in die lewe, dan is ons doel mense. Dis ons agenda. Is mense. Soos die Vader my gestuur het, sê Jesus, so stuur ek julle ook. Waarheen? Na mense toe. Mense. Kleintjies, tieners, jongvolwassenes, middeljariges, ou mense. Nie almal nie, party van ons Mimi is uitstaande met kinders. Ek sukkel met tieners. Maar ek hou van jongvolwassenes. Ons moet 'n impak maak op mense. Ons moet hulle beïnvloed vir Christus. Ons moet hulle inspireer om vir God te kies. En God wil ons gebruik waar ons ook al is. Ek wil net 'n bietjie prakties raak. Hoe sien mense dat ek en jy skyn, dat ons lig helder brand? God antwoord hierdie vraag in Jesaja 58 vers 7 tot 11. Hoor net hoe prakties is die Bybel. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, dan sal jou lig deurbreek, soos die dageraad, soos die son wat opkom. En jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. As jy jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig, dan sal jy jou lig laat opgaan in die duisternis en jou donkerheid sal wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, soos 'n fontein van waters waarvan die ware water nooit teleurstel nie. En vriende, in hierdie vers, in Jesaja 58, praat hy oor fisiese honger en 'n geestelike honger. Want hy praat van, as jy jou siel laat uitgaan na die hongerige, een wat geestelike honger is, maar ook die een wat fisies honger is. En jy sal wees soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Sien, Christendom is 'n praktiese ding. Liefde is 'n werkwoord. So wat gaan die mense môre in my lewe sien en in joune? Wat gaan hulle beleef? Wat gaan hulle ervaar? Wat gebeur as gemeente? Wat gebeur vanmiddag 16:30? Kan iemand vir my sê? Ja, ons het 'n uitreik by die polisiestasie en ons het 2 weke gelede vir 100 mense gaan kos gee daar. Dis praktiese Christendom.
Van julle gaan help. Kom 4:30 dink ek by die kerk bymekaar, as ek reg. En dan beweeg julle van hier af. Wonderlik, seën vir julle. En vir ander kan nie daar wees nie, maar hulle het finansiëel bygedra en dit moontlik gemaak, seën vir julle ook. Wat doen ons? Hoekom doen ons dit? Want ons skyn. Ons skyn vir die Here. Het hy nie in Matteus 5:14 gesê, onthou, dis die Here wat gesê het, ek is die lig van die wêreld. Hoor wat sê hy? Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. As 100 mense kos kry, is daar 100 mense wat sê, dankie Here vir hierdie klomp, en weet nie wie hulle is nie, en wat 'n kerk hulle is nie, en maak nie saak nie, maar dankie vir hulle, en dat u vir my kos gegee het vanaand. Of klere, of wat dit ook al mag wees. Hy was die lig van die wêreld. Hy is hemel toe, en nou is dit ons beurt om te skyn. Namens hom. Ek en jy het invloed, almal van ons wat hier sit het invloed. Daar's mense wat van ons hou, daar's mense wat opkyk na ons, party van hulle is ons kinders, tot op 'n sekere ouderdom, dan hou hulle ons nie so baie meer van ons nie, en ons hou ook nie so baie meer van hulle nie, tot hulle weer groot geword het, dan konnekteer ons weer met mekaar. Maar ons het invloed. En ek en jy gebruik in hierdie week ons invloed om mense te help en te bemoedig en om die duisternis uit 'n lewe uit te kry. En dit doen ons deur te getuig oor ons bekering. Een bedelaar vertel vir 'n ander bedelaar waar het hy brood gekry. Daai Nuwe Lewe Gesinskerk, hulle is daar by die polisiestasie, hulle kom so hier 5:00 se kant of 6:00 se kant, dis waar jy brood kan kry. Dis wat ons doen as ons getuig oor wat die Here vir ons gedoen het. Hy het geestelike brood vir ons gegee. Ons het invloed wanneer ons luister na ander se hartseer en pyn, wanneer ons omgee, wanneer ons tyd gee, wanneer ons liefde gee, wanneer ons sê vir iemand, kan ek gou vir jou bid, en ons bid vir hulle sommer net daar, wanneer ons finansiëel help, wanneer ons iemand help om by Jesus uit te kom. Ogilvy het hierdie woorde gesê, Jesus called his disciples to outlive, outserve and outlove the whole world. Jy mooi gehoor? Outlive, outserve and outlove the whole world. Mense moet na ons kyk en sê, "Sjoe, maar hierdie mense het die gawe van om te bedien, om te gee, om lief te wees." Dis hoe ons Christus se beeld gaan uitdra daar buitekant. En Jesus demonstreer sy liefde toe hy die disippels se vuil voete was, al 24 van hulle. En hy sê vir hulle, ek het vir julle voorbeeld nagelaat, dat julle aan mekaar sal doen wat ek aan julle gedoen het. Wanneer laas het ek en jy iemand simbolies se voete gewas? Nie letterlik nie, vriende. Nee. Die kultuur pas nie by my nie. Ek onthou was by 'n paaskonferensie, toe kom hier 'n jong man, toe kniel hy daar, toe sê ek, wat wil jy doen? Sê ek wil om sy voete was. Toe sê ek, nee, dankie. Nee, beteken vir my niks nie. Kom was my kar. Daar doen jy by 'n reusiguns. Toe wanneer as iemand se kar gewas? Daniël 12 vers 3, hoor bietjie hier, ek maak klaar. Die verstandiges, ons Christene, ons gereddes, die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Glinster soos die glans van die uitspansel. Dis van ek en jy wat hier gepraat word. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Vriende, kom ons skyn vir die Here. Onthou jy daai sonnaskoolkoortjie? Laat ons skyn vir Jesus. Onthou jy hom? Luister gou hierna. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre aan die hemelkrans.
ons skyn vir Jesus, slegs tot sy eer. Kom ons buig ons hoofde. Vader, uit ons eie kan ons niks doen nie. Ons is soos 'n battery wat pap is. Maar Jesus het gesê, deur die kind Paulus, ons is tot alles in staat, deur die Here wat ons die krag gee. Dit is God in julle, die hoop van die heerlikheid. En Heilige Gees gee ons genade om in hierdie week te skyn, in hierdie dag te skyn, en dat U verheerlik word in en deur dit wat met ons gebeur. Dankie dat ons nou in hierdie nagmaalstafel kan kom sit en kan onthou die prys wat U betaal het, Here, om ons los te koop uit die duisternis, om ons uit gevangenskap uit te lei en vir ons verlossing aan te bied. Dankie, ons aanbid U in Jesus se wonderlike naam.